Ons deel vandag gedagtes oor 'n nogtans geloof. Jy ken mos die Bybelvers uit Habakuk 3 nie. Ek vertaal sommer so op my manier. Hy sê al sou aaklige dinge gebeur wat kos van die tafel stroop, nogtans sal ek jubel in die Here. Sal ek juig in die God wat my verlos. Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Ons loop hier die laaste tree van Lent. Ons trap sag, want ons beweeg op heilige grond. Die onmeetbaarheid van sy lyding bly te groot vir ons begrip. Dit laat ons opnuut besef hoe die mens as God se vernoot in sy skepping net nie daarin kon slaag om te voldoen nie. En tog weerhou hy nie sy liefde van ons nie. Dit laat my dink aan God se profeet Habakuk van so ongeveer 600 voor Christus. Hy was waarskynlik 'n baie sensitiewe mens, moontlik 'n musikant, wat hom baie versigtig voor God uitspreek. In dieselfde asem lê hy ook baie waagmoed aan die dag, waar ander profete meesal met die volk of met die sisteem worstel, rig Habakuk sy gesprek, sy kwelvrae direk tot God. En hy hou nie terug nie hoor. Die verval in die samelewing gaan sy verstand te bowe. Hy kan dit nie begryp nie, dat God met sy oë wat net reinheid kan aanskou, kan toesien dat die skepping so verydel word. Maar ek moet jou net iets van sy omstandighede met jou deel. Sy horison was maar donker. Die gemeenskap waarin hy geleef het in Juda was korrup, was koersloos. En op die horison die opkomende mag van Babylon 'n groter wordende skaduwee oor sy volk gegooi. Hy het die laaste dae van die koningshuis van Juda beleef. Afgoderry, korrupsie, verdrukking het geheers. As sensitiewe denker, ingestel op die stem van God, beleef hy angstigheid. Hy beskryf dit so: my ingewande het geril, vir die geluid daarvan het my lippe gebewe, 'n lamheid het in my gebeente gekom. Maar, merkwaardig hou hy nie op om met God te praat nie. Sy dialoog met die Vader help hom dan om 'n nuwe perspektief te kry. So kry hy rus in die nogtans geloof. Al sou alles vergaan, nogtans sal hy in die Here jubel. Ek vat nou 'n wille kans hier. Ek waag dit om Jesus hier teenwoordig te stel waar hy in die tuin van Getsemane alleen met God worstel. Sy disippels, vir wie hy gevra het om saam met hom te bid, slaap. Net hy worstel met God. Wat voor lê is die volle gewig van God se toorn op sonde en die mens. Ons lees, hy het toe 'n entjie verder gegaan in Matteus, met sy gesig teen die grond neergeval en gebid. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans, nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Dit behoort ons lentervaring se kleure te verf. Mag jy met hierdie gedagte, hierdie lent deursien, in 'n nogtans geloof, God teenwoordig sien, ook in ons Suid-Afrikaanse samelewing. Mag die Here jou daartoe genadig wees. Kom ons bid saam. Ewige Here, wat 'n wonderlike voorreg om te weet, dat U in U reisgids vir ons nagelaat het, dat ons kan bang word, dat ons kan moedeloos wees, dat ons kan sien hoe alles rondom ons tuimel, maar nogtans aan U vashou, want U is die God op wie ons vertrou. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen.